Kom ons gaan lees Matteus 20 vers 28, 27 en 28, die deel van ons reeks, ons nou by reeks 3, die losprys is betaal, en my ander tema vanmôre, verander jou fokus in hierdie losprys is vir jou betaal. Kom ons lees vers 27, en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle dienstig wees. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie, to give his life as a ransom, nee. Ons bid saam, baie dankie my koning, dat die God die meester is, sal vir my oor om te hoor, my gees om ontvanklik te wees. Want wanneer u woord oopgemaak word, is daar waarhede wat ek in my hart moet kan ronddra, sodat ek kan kragtig raak in die krag van die Here en in sy sterkte, sodat ek die oorwinning en die vyand se aanslag teen my lewe kan weerlê en bestraf. Want ek is nie geroep tot 'n slaaf van sonde en ongeregtigheid nie, maar om 'n diensknegt van Christus Jesus te wees. Daarom vra ons vanmôre, Here, maak u woord in my hart nuut. Laat my geestesoorweel hoor. Laat ek teenwoordig wees. Hy wil die woord gespreek word om my lewe te verander. In Christus naam. Amen en amen. Dit is belangrik dat jy kyk wat se tipe gedagtegang jy het. Daar's twee gedagtegange. To be God conscious or to be sin conscious. So jy moet bepaal waarin is jy vasgehang. Is jy meer iemand wat oor jou sonde dink? Is jy meer iemand wat oor God dink? To be sin conscious beteken eintlik maar in short dat jy so besig, jy kom nie los van jou sonde, jy kom nie los van jou ongeregtigheid. Jy dink nie die Here gaan jou antwoord nie as gevolg van sonde of ongeregtighede of misdade wat jy geplaas het. Want die vyand kom heeltyd en herinner jou aan jou verlede. Dan's mens besig met to be sin conscious. A God conscious person, ek wil net sê, daar's 'n geweldige verskil. Dis nie 'n selfregverdigende gesindheid nie. Om godsbewus te wees, is om te verstaan, hy losprys betaal. Met ander woorde, my sonde is vergewe. Met ander woorde, die vloek is gebreek. Daar is geen rede meer hoekom God nie vir my 'n verlossingsplan kan bewerkstellig nie. Daar's niks nie. Die duiwel het nie meer eienaarskap oor my lewe, oor my ingang en oor my uitgang nie. Amen. Ek het beheer geneem deur Christus Jesus. Ek bepaal, soos God dit vir my bepaal het, dat ek in oorwinning kan lewe. Want as jy, want dit bepaal, jou gedagte gaan bepaal of jy gaan oorwin en of jy gaan verloor. If you have a sin-conscious mind, is die kans dat jy meer gaan verloor in jou gebede en jou stryd teen die duiwel as wat jy gaan wen. Maar as jy 'n godsbewuste verstand het en te verstaan wat het die Here vir jou gedoen en dit sink by jou in, het jy meer oorwinnaar as enige iemand. Dis hoekom is daar onder ons mense wat sterker is in God as ander. Hoekom? Want die wat sterker is, het die woord al aanvaar. Hulle het hulle fokus verander van sonde bewus na Gods bewus. En onthou net, as jy sonde bewus is jy baie meer geneig om skuldig te voel goed en jouself te veroordeel of veroordeel te voel. Dis eintlik maar maklik om weer te beskryf. Eintlik as jy sonde bewus is, as jy altyd soos 'n aangenome kind. Jy's nie reg nie. Want jy loop met daai, ek sal die Here vir my doen, gaan die Here vir my doen nie, die Here gaan dit van jou, want jy besef nie eintlik dat jy 'n kind is van God nie. Maar as jy dit aangeneem het, soos die woord sê in Johannes 1 vers 12 sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die nuwe, dan word die reg, die
die autoriteit gegee om kind van God genoem te word. Met ander woorde, dan verander dit jou tipe gebed. Jy hoef nie meer te smeek nie. God word jou Vader. Jy het sekere regte. Amen. Jy het sekere voordele. En as jy daai goed kan opbegin eis en verstaan dat elke belofte in hom is ja en amen, dan verander dit die mense se lewe. Die duiwel wil altyd vir jou 'n rede gee. Dis wat moet jy waak. As jy begin sien daar is 'n vloek in binne ons huisgesin of werk in my lewe. Wat gaan jy doen? Ja, jy gaan begin bid. Maar dan moet jy oplet of hy jou terugvat na 'n sonde of ongeregtigheid toe. En dan die ergste, ons het al daai goed bely, maar ons hou dit nog steeds. Met ander woorde, wat sê dit vir jou? Jy het nog nie aanvaar dat die Here 'n losprys vir jou betaal het nie. Hy het jou vrygekoop. Daar's geen rede. Die Bybel sê as ek my sondes bely, is hy getrou en regverdig om my te vergewe van wat? Al my sondes, al my ongeregtighede, al my misdade. Met ander woorde, dit maak my vry, maar dit is so. Ons begin 'n ding en dan voel jy die Here gaan jou nie antwoord. Die Here gee nie regtig vir jou om nie. Waartoe skuif jy jouself? Jy skuif jou weg van jou kindskap na 'n aangenome kind toe. En dis waar, en nou het jy die geweldige geveg om God te oortuig om jou te help en vir jou goed te doen, terwyl dit eintlik geskryf het, as jy na my roep, sal ek jou antwoord. As jy na my vra, sal ek jou kom besoek. Dis wie hy is. Maar wat doen jy? Jy skuif hom heeltyd weg. En jy skuif jouself uit die beloftes van die Here. En nou begin jy kyk, hoekom antwoord die Here? Die Here gee nie vir my om nie. 'n Kind van die Here praat nie so met God. Want daar's nie 'n rede. Hoorie wat ek vir jou sê, die oomblik jy sê, hoekom? Beteken dit vir my die duiwel het vir jou 'n rede gegee. Wat is dan die rede? Wat maak die duiwel? Wat bou hy tussen jou en God op? Dat God nie vir jou God kan wees nie. Want hy wil heeltyd met jou teruggaan om sekere sondes en sekere goed binne in jou lewe te werk, sodat God en God se woord nie vir jou die oorwinningsfaktor kan wees nie. En daarom kom die woord en hy sê, hierdie woord sê, en hy die losprys betaal. Met ander woorde, hy het jou losgekoop, hy het jou vrygemaak. Amen. So hy kom weer by jou fondasie uit. Jou fondasie bepaal hoe God met jou gaan werk. En jou fondasie is altyd gebou op vergifnis. Want jy hom skoonmaak. Amen. Sodat die Here vir jou wonders en tekens kan doen. Daarom wil ek vanmôre weer met jou begin werk. Toe Jesus teruggekom het en hy was uit die versoeking, deur die duiwel versoek was, kom hy in. En nou maak die Bybel 'n geweldige stelling en Jesus kom en hy sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die goeie nuus aan die armes te bring, om jou vry te maak. Praat nie van arme mense nie, praat van arm van gees, onkundig, luister vir ander mense, weet nie wat die waarheid is nie, soek ook nie die waarheid nie, nee. Hy het my gestuur om die wat verbrysel is van hartig wees. Hoeveel mense wat jy ken is nie stikkend nie. Stikkend oor iemand wat al afgestaan het aan die dood. Stikkend oor sake van families en goed. Stikkend gebroken. En ons daag nie op nie. En hulle kom nie los nie. Dit is moeilik om met 'n mens wat stikkend is, wat vasgevang is, waar jy dit te praat, want hulle luister. Hoekom? Want die duiwel het aan hulle gewerk om in 'n gevangenis te plaas. Daai een ding maak dat God nie vir hulle bestaan nie. Dis die ongeluk van die saak. Ek dink 'n mens moet eers daai gees van hartseer gebrokenheid met 'n mens is eintlik bestraf in 'n mens se hart net. Om aan gevangenes vrylating te verkondig. Hoeveel mense wat jy en jouself, wat is die sonde wat die duiwel aanhou dat elkeen van ons word versoek? Jy's nie vry nie. Sorry vir jou. Dat ons almal werk, dieselfde storie. Party van ons kom al lank al met dieselfde storie, is dit nie? Hy werk, dis wat hy by jou hou. Hy hou jou daar. Jy word daar versoek, hoekom?
want jy moet leer om hom te kan oorwin, né? Ons gevangenskap. En dan blindes herstel van gesig, die wat gebroken is, en vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te waant. Toe werk ek en jy, na die aangename jaar van die Here, na die goedheid van God. God-conscious persoon het sy gedagtegang verander, het sy gees begin verander om die waarhede van die woord te begin aanneem. Onthou net dit dan. As jy nie 'n ding aanneem nie, dit kom nie van self. Die Bybel kom nie van self en lê in jou hart nie. Ek maak 'n besluit. Toe hulle vir my sê ek is 'n kind van die Here, my sondes het vergewe, het ek daai aand besluit, as God dit so sê, dan is dit so. So daai ding het vir my gewerk. Toe ek opstaan, na my sonde belydenis toe, is ek vry. Baie mense staan nog steeds op en hulle dra daai selfde sonde huis toe. Die God se skuld nie, dis omdat jy dit nie aanneem nie. Jy het nie jou fokus verander nie. Jy het nie besef wat die Here eintlik vir jou in jou lewe gedoen het nie. En daarom sê jou gees verander ook. Hoekom? Want jy besef die losprys is vir jou betaal. Die losprys is vir jou betaal. Daarom weer vir jou lees uit, vir jou losprys is vir jou betaal. Hy het nie gekom om gedien te word nie. Amen, en hy word nou gedien, want hy sit in die regte, maar daai skrif en het 'n losprys hierby te ransom, sodat jy nie meer sonde bewus kan wees nie. As jy 'n goeie voorbeeld is eintlik maar vir Filippus. In Johannes 20. Toe vertel hulle Filippus, nou almal het nou Jesus gesien, né? So hulle huil nie meer nie, hulle is nie meer hartseer nie, hy is nie vir hulle dood nie, hy lewe vir hulle, hy het 'n werklikheid weer geword, verstaan? Hier kom Thomas en waar is hy? Hulle sê vir hom, die Here leef. Wat sê hy? Daar's nie 'n manier nie, man. Waar is hy? Hy huil nog. Hy is by die graf. Hy is by die dood. Hy is verlate. Hy het nie hoop nie. Dis waar hy is. En vir 7 dae is hy in daai krisis van sy lewe. Almal is vrolik. Almal juig voor die Here. Hier sit in sy hoekie en hy huil en hy weet hoekom, want Jesus is vir hom dood. Verstaan nie hoe die vyand met my en jou werk. Hy hou jou dat Jesus nie vir jou losprys betaal het nie. Ons almal kan erken die Here maak vry, maar nie jy nie. Jy bly altyd en gaan die Here my help, gaan die Here my vrymaak. Dis 'n goeie voorbeeld om te kyk hoe ander mense die woord aanvaar, maar nie jy nie. Want jy kom ons met daai attitude, as die Here nie sê, as ek nie my hande in sy vinger druk nie, sal ek nooit glo nie. Onkundig. Amen. Maar vir die ander, kon hy onthou net, ek met jou werk nie verstaan. Hy werk hier, want sy wonderwerke werk nie. Sy gebede werk nie. Want hy val, Jesus is vir hom dood. Maar die ander het aangegaan. Hulle het begin bid, hulle het begin die Here aanvaar, hulle het begin gehoorsaam word en sê, kom ons gaan na Galilea, want hy het gesê van Galilea. Verstaan jy, hulle hele wêreld het verander, maar sy wêreld nie. En dit is presies wat die duiwel met jou kom doen. Hoekom kan God jou nie aanraak nie? Daar's nie 'n rede nie. Toe ek praat het. Nou kom ons, nee, onthou net, vir baie mense is siekte, sê nou maar jy het 'n krisis binne jou lewe, sê jy kanker, wat ook al daar is. Nou staan jy teen hierdie ding, en in jou hele wêreld sê eintlik, jy gaan doodgaan, maar jy vergeet, daar is 'n ding soos 'n skepingswonderwerk. Hoe dink jy, hoe skep Jesus iemand hoe kry Jesus dat 'n ou wat blind is kan sien? Daar met 'n skepingswonderwerk. Hoe het ons al gebid vir mense wie se bene kort was, dan word hulle lang. Hoe gebeur? Dis skepingswonderwerke. Ja, amen. So met ander woorde, nou kom jy, kan jy mos sê, Here, skep nuwe selle. Skep vir my 'n nuwe
gedagtegang, skep vir my nuwe longe, skep vir my 'n nuwe been, skep vir my 'n nuwe hart, skep vir my wat? 'n beter rug, want ek het rugpyn en ek het seer en my bene is lam. Maar nou ek wil met jou werk, so jy kan verstaan die losprys is eintlik vir jou betaal, maar jy gaan soek nie 'n rede hoekom God dit vir jou moet doen nie. Want jy lees nie die Bybel om te sien, hoe wek God 'n dooie op? 'n wonderwerk. So jy bid nie vir genesing nie, jy bid vir wat? 'n wonderwerk. Jy weet nie, Here genees my nie. Kan nie dit nie, jy moet bid, Here, dat daar vir my 'n skepingswonderwerk. Skep vir my 'n nuwe hart, my hart is besig om in te gee. Skep vir my 'n nuwe longe. Maar nou onthou dit gaan alles oor 'n mens se geloof. Want as hy 'n bietjie ongeloof in jou kan saai, dan wil ek vir jou sê, gaan die ander areas dieselfde vir jou doen wat hy gaan vir jou sê. Ja, jy het mos die Here gevra om jou hart of jou longe aan te raak of die kanker te verwyder. Hy het dit nie gedoen nie. Sorry vir jou. Is dit nie? Wat doen jy? Jy aanvaar dit. Dit word die punt van jou ongeloof. Maar nou bid jy weer vir 'n ding. Wat sê hy vir jou? Maar hy het nie dit gedoen nie. Hoekom doen hy dit? Want hy hou jou in gevangenskap. Maar hy vergeet. En hy laat jou nie onthou dat die Here doen skepingswonderwerke nie. Hoe bid ons nie dat die Here 'n nuwe ding sal begin nie? Amen. Here gee 'n nuwe hart. Here maak dat hierdie hand groei. Maak dat daar 'n wonderwerk plaasvind, 'n skepingswonderwerk. Sodat die ou goed kan verander na nuwe goed. En dan kom jy vra, hoekom kan hy dit nie doen nie? As hy nie die Here nie. Want onthou, jy moet heeltyd wil hy 'n rede vir jou gee hoekom God dit nie kan doen nie. En dit is heeltyd jou werk om te sê hoekom God dit kan doen. Want die losprys is vir my betaal. Ek is vry. Vir my dieselfde, mense liggaam na 'n sekere ouderdom, nou begin die duiwel vir jou sê, jy kan nie, dis nou maar 'n sekere ouderdom. En wat doen jy? Ja, dan begin dit aanvaar. Maar dan word ek herinner aan Moses. Verstaan? Josua. Manne wat oud geword het, sonder krankhede. Is dit nie awesome nie? En is hy dan nie my God nie? Daai is my God. So hoekom sal ek my oorgee terwyl ek 'n God dien wat vir my 'n wonderwerk kan doen? So ek soek, verstaan nie wat ek begin doen. Ek het begin soek hoekom God dit nie kan doen nie. En ek het nêrens 'n rede gekry hoekom hy dit nie kan doen nie. Hy is die Almagtige. Sy hand is nie te kort nie, sy oor is nie te swaar nie. As ek roep, sê hy, sal hy antwoord. As ek na hom soek, sal hy by hom laat vind. So daar's nie 'n rede hoekom God nie vir my 'n fenominale ding kan doen nie. Amen. Dit gaan nie oor hom, dit gaan oor my. Wat dink ek van hom? Het hy die losprys betaal? As hy dit vir my betaal het, begin ek ons nou anders te bid. Amen. Dit is so. Ek onthou net ek terugkom na hierdie gelykenis toe van die van die saad. Nee. Eers is die saad klein. Geloof begin altyd klein, dan word hy 'n boom. Miskien altyd die eerste keer gaan jy voel as jy vir jou hand bid of op jou rug bid of jou longe bid, dat dit nie gaan herstel nie. Maar onthou net, die woord is soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel. Die woord is soos 'n vuur wat 'n rots vermorsel. Baie keer onmiddellik, ek wil vir jou sê onmiddellik, maak jy jou rou gesond. Is dit nie? Ek sit ons ontbouing as ons daar warm bad toe, dan is jy mos jonger as wat jy dink jy is, dan doen jy goed wat jy dink. Die jong, ek sê mos daar's twee ouens in my, ek het die ou oom binne in my, buite, maar die jong ouetjie binne in my, is dit nie, hy's baie vinniger, hy's so rat, so, hy het al hierdie awesome goed, en dan neek jy die ou mens op, en ek sit met 'n stuitjie wat, geweldig pyn, en ek onthou en ek sit. Dis daai ding, wanneer jy above die goed kom, nee, wanneer jy God hoor kies, en ek sit in hierdie kerk hier, ek wil eintlik niks aangegaan nie, maar ek sit dan en ek roep, Here,
maak my gesond. Ek het toe daarna vergeet, ek het dit verstaan, ek het nie meer stytjie probleme gehad nie, ek was toe awesome, en dan kom jy ons terug, en dink jy, waar dit gebeur, dan val die Here jou terug. When you choose God above all, al die redes was dat, want almal sê vir jou stytjie kan nie weer gesond maak nie, hulle kan hom nie reg maak nie, hulle kan hom nie in gips sit nie, jy is messed up vir jou life, jy gaan nou maar pyn hê, good luck met dit, amen, kry vir jou grandpas, kry vir jou goed wat vir jou werk, maar dit is jou einde, verstaan nie wat ek vir jou sê, maar dan kom jy besef, maar God is meer, hy maak die krankhede gesond, hy bring skepende wonde, hy verander blinde oë. Waar is dit dat God, iemand wat eers 'n oog het, kan skep dat daar 'n oog is? Dis die Here waarmee ek en jy besig. When you choose him above all, amen. When you choose him above all. Wanneer jy kies, bo alles, as hy alles vir jou wat, kies jy God bo. Hoekom? Want hy die lofprys betaal vir my. Dat ek nie meer gevangenes hoef te wees nie. Amen. Hy het my vrygemaak en daarom is daai jy moet begin verklaar in jou hart. Begin verklaar wanneer jy oor sake bid. Dis God se wil. Kan die Here iemand red? Ja, hy kan. Want hy het gesê ek het gekom om te soek vir die wat verlore is. Wat soos die Here gaan nie daai red nie. Above all else. Hoe dink jy by die Here uitgekom, om jou hare gekam het? Nee, dit was eintlik onmoontlik dat jy by die Here uitkom. Maar omdat God geweet het, all things are possible. Amen. Sit jy vandag, jy steek jou hand op en loof die Here. Ek wil vir jou gaan lees een Psalm, hierdie ding werk in my hart, want ek wil dit werk. Ek wil daai ding werk, above all else. Hier Psalm 139, praat hy van 'n derde, hy sê, want U het my nedergevorm, my moeder skoot geweef. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is die werke. En my siel weet dat al te goed, my betere was nie vir U verborge, toe ek het die geheim gemaak, is die kundig geweef in die dieptes van die aarde, en hier's daai woord wat my hou. U oë het my ongevormde klomp gesien. In die boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe daar nog geen een van hulle daar was nie. Wat is opgeskrywe van jou? Is dit nie? Sê net maar sonde kom en dit doen vir jou. Is dit, ek dink jy God het sonde vir jou opgeskryf? Nee. God het wat vir jou opgeskryf? Verlossing. Is dit nie? As jy nie deel is van my boek nie. Ek moet begin kyk, wat is God se plan? Wat is God se boek vir my? Dat goedheid en guns my moet volg. Wanneer? Al die dae van my lewe. Maar as ek nie die boek wil werk nie, as ek dink Gods waarde oor Gods akker, hoe gaan ek dan wen? Amen. Dis die bakens wat jy begin afsonder, dat jy weer begin sê, hy pay the ransom. Daar's nie 'n rede hoekom ek nie gesond kan word. Hoekom? Want daar is vir my geskrywe. Amen. Daar is vir my geskryf. Wat sê hy? Bid en vir jou sal gaan. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Wanneer gryp hierdie ding jou aan? Wanneer jy weet, ek is God se kind. Ek is vrygekoop deur sy bloed. Daar is nie 'n rede hoekom God die vir jou wonderwerk kan doen. As nie 'n rede hoekom jy nie hoef in 'n nuwe dimensie van jou lewe te gaan. Dis nie God wat dit besluit, dis jy wanneer jy kom en jy sê, ek kies God en ek kies sy woord vir my lewe. Ek hoef nie 'n nuwe, sê maar ek begin vir iets nuuts wat. Ek begin nie 'n nuwe plan nie. My plan is klaar daar. Ek moet in die wysheid en die kennis en die insig hê dat hierdie plan wat God klaar vir my geskryf het in my lewe, dat dit kan begin manifesteer. Amen. Jy kom nie op met 'n nuwe plan. Ek moet very sorry vir jou. Jy het dit. God het klaar. As jy wil weet waar jy gaan begin God se wil in jou lewe bid. Amen. Begin die goed afsny wat nie deel is van jou nie.
Is dit God se plan vir my? Ja, in die boek sal dit geskrywe staan. Nou, dat is vir jou genesing, dat is vir jou verlossing. Amen. Die vloek is gebreek, want dit is geskrywe. It is written, like it, né? En in my boek is geskrywe, dis God se bepaling. So elke keuse wat ek maak, moet ek gaan dink, wat sou ek dink sou God geskryf het vir sy kind? Hy sê, en ek het alles opgeskrywe datum en ek gaan lees nie daar in Jeremia, oor die plan wat God vir jou het. En dan praat hy van 'n hoopvolle plan. Amen. Ek sluit af met hierdie. Ek wil met jou werk. Ek kan nie met hierdie goed besef. Jou lewe beïnvloed my lewe. Dus my lewe kan jou lewe beïnvloed. As ek nou vanmôre sou opstaan en sê ek het gebid, maar die Here het my nie gesond gemaak. Hoe dink jy affekteer dit jou? Dit sal vir jou skit as ek vandag bely, ek dien die Here al hoeveel jaar en ek wil vir jou sê, die Bybel sê dit, maar God het dit nie gedoen. Vir die eerste paar sekondes, dan praat ek my emosie. Hoor jy wat ek vir jou sê? En ek sê jy affekteer met my emosie. Amen. As jy vir my sê, die Here hoor jou, weet jy hoe affekteer dit my in daai eerste paar sekondes? Want dit ruk my fondasie. Jy's 'n kind van die Here. Hoe is dit dat God jou nie hoor? Hoe is dit dat God vir jou doof? Want nou vertel jy my jou ellende. Is ek reg? Ek is meegevoel met jou emosie. Ek is meegevoel met jou omstandighede. So wat kom lê by my? Nou gaan ek huis toe. Sê nou ek het nie herstel, nou gaan ek huis toe. Nou begin ek bid vir my kinders. Jy het gesê jy bid al lank vir jou kinders. Hulle kom en hulle raak al hoe erger. Dan begin ek dink, wow. Kyk hoe lyk my goed. Kyk hoe lyk my kinders. As hy jou nie red, jy wat al lank op die pad, die Here nie eens vir jou doen nie. En ons almal eer jou en erken jou as 'n kind van die Here. Dan doen God dit nie vir jou nie. Wie's ek dan dat hy vir my sal doen? Maar wat ek like al hierdie goedheid, dan kom die Heilige Gees op, né? En hy is nie vir die kerkie nie. Hy kom onmiddellik en bestraf jou ongeloof. Onmiddellik bring hy die woord en hy maak die woorde waarheid. Is dit nie? Want dis wat ek wil hê. As jy by my kom, dat ek kan hoor dat die blydskap van die Here het jou volkome gemaak. Dat ek weer uit jou mond uit die jubel kan hoor. Ek besef, as ons na mekaar kyk, ons ken mekaar se ellende en struikelende, is dit nie? Jy is vasgevang, jy sukkel met dit, jy het al hoe lank gebid, jy vra die Here, maar daar's nie vir jou oplossing nie. Nou kyk ons na al hierdie goed en ons sê, maar hoe gaan ons wen? Ek wil vir jou sê, hoe gaan ons wen? Die buitenrense. En die buitenrense. En as dit by mens onmoontlik is, bly dit altyd moontlik by God. Dan kom ons by daai ding van 'n skepende wonderwerk. Amen. Maak die onmoontlike moontlik. Laat die Gees van die lewende God die wonderwerk vir jou doen. Amen. Miracles, signs and wonders. Come on. Amen. So daar's niks wat jy my vandag kan vertel wat God nie kan doen nie, want hy bly die Here. Hy bly die God van die wonders en die tekens. Hy bly groot van raad en hy bly magtig van daad. Amen. So laat ons nie rondgaan en mekaar se ellende sien en bely nie, maar laat ons vir jou 'n antwoord wees. As jy aangestap kom met 'n sak, dat ons die mag het om daai gees wat in jou is daar te bestraf van ongeloof. Amen. Daai gees wat by jou werk, dat die Here kan nie vir jou wonderwerk doen, daai gees bestraf en vir jou te sê, laat God toe om vir jou wonderwerk te doen. Skep vir my 'n nuwe verstaan. Skep vir my, Here, ek het prostaatkanker, skep dit vir my, Here, ek het suikersiekte. Here, want die dood het na my toe aangekom. Hoe lank beslaaf van die dood? Na die gees van die lewe. Here, laat dit wat het beïnvloed weer begin manifesteer. Skep vir my 'n wonderwerk. Skep vir my 'n beter prostaat. Amen. Skep 'n nuwe lewe vir my. Want aan U, Here, hoe die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in. There is nothing that God
verander jou fokus. Verander jou fokus. Dat die Here by jou kan kom stil staan. En dat jy die Here begin soek met jou hele hart, en jou hele siel, en jou hele verstand. God sê, as jy na my soek, sal ek my deur jou laat vind. Dis nie tekort in hom, dis tekort in jou en my broer en suster. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie Here vir u genade, u goedheid, u goedertierendheid. Ons vra vanmôre opnuut. Here, u hoor, u ken elkeen in hierdie gebou vanmôre. Laat die Gees, die gawe van geloof in ons harte wek vanmôre. In Jesus naam. Amen.